Hartlik goeiemôre. Dit was my voorreg om hierdie week met u te gesels oor die rol van die Heilige Gees in ons lewe. Ek sou graag nog met u wou gesels oor hoe dat die Heilige Gees ons heilig, volgens 1 Korintiërs 6 vers 11, ons volkome vrymaak, volgens Romeine 8 vers 2, ons oortuig van sonde, volgens Johannes 16 vers 8, en ons totaal nuut maak, volgens Titus 3 vers 5. Tyd ontbreek ons egter hierdie week en ek sluit dan hierdie week af met hierdie vraag: hoe ontvang ek die Heilige Gees? Nou ons teksvers is Lukas 11 vers 10. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek en vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En dan op vers 13, as julle wat sleg is, dit bedoel julle met 'n sondige natuur, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee as hulle dit vra, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Luister mooi wat sê die woord van die Here hier. Die Here sal sy Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Met ander woorde, hy wat vra. En nou sê ons in Lukas 11 vers 10, die woord sê, want elkeen wat bid, ontvang. Luister mooi, elkeen wat bid, ontvang. Dis dan vir my baie duidelik uit hierdie twee skrifgedeeltes, dat wanneer ons as sy kinders na hom toe kom en sê, Here, ons verlang na die volheid van die Heilige Gees, en jy vra die Hemelse Vader, sal u my vul met u Heilige Gees, ek bid u Here. Dan sê die Here vir ons volgens Johannes 8 vers 36, as jy dors het, kom en drink van die lewende water, en hy praat oor die Gees van God, wat diese ontvang wat in hom glo, wat daar nog nie was nie. Hier is dit met ander woorde net so maklik. As jy in opregtheid voor die Here lewe, en jy begeer om deur die Gees van God gelei te word, om nader aan die Here te beweeg, om krag in jou lewe te hê om sonde te oorwin, krag in jou lewe te hê om te oorwin oor en te volhard in hierdie lewe waarin ons lewe, onder moeilike omstandighede sterk te staan, deur te kom en tot aan die einde van jou lewe die Here te dien, dan bid jy die Vader om die Heilige Gees. En die woord sê, as jy dit vir hom vra, dan ontvang jy dit. En daarom, as u vir my vandag sou sê, maar hoe sal ek weet dat ek vol is van die Heilige Gees? Wel, een van die tekens dat jy gevul is met die Heilige Gees, is Galasiërs 5 vers 22, wat die vrug van die Gees beskryf. Daar die 9 mooi gawes, en jy kan daarna gaan kyk, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons lees dit daar. En wanneer daardie pragtige eienskappe van die vrug van die Gees in jou lewe teenwoordig wees, dan kan jy weet, my lewe is volkome onder beheer van die Heilige Gees. Ja, daar is ook wonderlike gawes van die Gees, wat mens kan ontvang. Dit lees ons in 1 Korintiërs 12. Jy kan gerus daar gaan lees vers 1 tot 8, waar hy sê van die verskillende gawes van die Gees wat hy ontvang, want een ontvang wysheid, en ander kennis, en ander onderskeiding van die geeste, een ontvang tale, en ander een uitleg van tale, en ander een profesie, en so gaan hy daar voort. En dikwels is daar ook mense wat 'n hemelse taal ontvang, waarin hulle God loof en prys. Maar die belangrikste is om nie te soek na die hemelse taal nie. Die belangrikste is om te soek na Jesus, dat jy meer van Jesus in jou lewe wil openbaar, want die skrif leer ons dat die Heilige Gees kom om Jesus te verheerlik, en daarom wanneer die een ek vol is van die Heilige Gees, dan kan ons Christus al hoe meer verheerlik, en word soos wat hy is, soos ons gelees het in die begin in 2 Korintiërs 3 vers 18. Die Gees van die Here bring ons elke dag nader en nader aan Christus, om te lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe. Baie mense gaan na hierdie boodskapies luister, hierdie 5 boodskapies,
en dit net eenvoudig by hulle laat verbygaan. Maar die gaan ook baie mis in die geestelike lewe. Maar as jy hierdie boodskappe aangryp, en jy soek en vra na die Heilige Gees, en jy is vol van die Heilige Gees, kan ek u verseker, dan maak dit nie saak wat die duiwel na ons te gooi nie, hoeveel honderde verskillende leringe daar mag wees nie. Jy sal die krag hê om vas te staan en te volhard tot die einde toe. Here, my gebed is dat u in hierdie dae u Gees weer sal uitstort oor alle vlees, soos die belofte daar is in die woord, sodat mense in staat sal wees om te onderskei en in staat sal wees om te volhard en om in staat te wees om deur die krag van die Heilige Gees te lewe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Vir die van u wat miskien nou tyd het, of dalk selfs vanaand tyd het, plaas ek vir u nou 'n pragtige lied oor die Heilige Gees. Wie is die Gees van onze God, die asem van die Allerhoogste, die is aanwezig onder ons, en die is hier. Wie is die liefde en persoon, die stem van waarheid en genade. Wie is die lig wat in ons woon, en wie is hier. Heilige Gees, vul my hart opnuut, lewende God, ek verlang na u. Heilige Gees, doen u wil in my, vul my hart opnuut, vul my hart opnuut. Openbaar die wil van God, u spreek en open onze oor, u maak ons sterk en geloof, gee ons kracht, u gee ons die betrokkenheid, u gee ons liefde vir ons naaste, u help ons om ons lig te skyn vir die wêreld se heilig. Heilige Gees, vul my hart opnuut, lewende God, ek verlang na u. Heilige Gees, doen u wil in my, vul my hart opnuut, vul my hart opnuut. Heilige Gees, vul my hart opnuut, lewende God, ek verlang na u. Heilige Gees, doen u wil in my, vul my hart opnuut, vul my hart opnuut. Laat my brand met die vuur, brand met die vuur, stort die liefde uit en stroom deur my. Laat my brand met die vuur, brand met die vuur, stort die liefde uit en stroom deur my. Laat my brand met die vuur, brand met die vuur, stort die liefde uit
die vuur, praat met die vuur, stort die liefde uit en stroom deur my. Laat my praat met die vuur, praat met die vuur, stort die liefde uit en stroom